Goeiemôre, baie welkom vir almal van julle wat hier is. Dit is lekker om julle almal te sien. Maar kom ek bid vir ons en dan gaan ons in die woord van die Here ook induik. Vader, ons eer U en ons prys U dat ons in die naam van Jesus so kan by mekaar wees. Ons eer U dat U 'n goeie en 'n getroue God is. Ons sê vir U dankie vir U woord. Dankie dat ons kan sing in die naam van Jesus, dat ons kan die woord bestudeer in die naam van Jesus. En ek wil kom vra, Here, dat U deur die Gees U woord vir ons sal oopbreek. Dat ons wonderlike dinge sal sien, dat ons sal sien soos wat ons moet sien wie U is, Here Jesus. En hoe goed dit van toepassing is op ons lewens. En wat dit is wat U vir ons kom doen het aan die kruis. En ek bid, Here, dat U die vryheid sal bring wat nodig is. U ken elkeen se storie, U ken elkeen se lewe. En ek kom vra, Here, dat U elkeen van ons sal bedien. Ek vra dit in die naam van Jesus. Amen. So hierdie naweek is Paasnaweek. En vandag vier ons veral die kruisiging van Jesus. En Sondag vier ons die opstanding van Jesus. En die rede hoekom dit 'n goeie Vrydag is omdat daar opstanding Sondag was. En hierdie naweek is waaroor Christendom gaan. Dit is waarop ons geloof gebou is. Is dat Jesus het opgestaan uit die dood. Ons glo nie net in opstanding en in die kruisiging omdat die Bybel so sê nie. Nee, die rede hoekom daar 'n Bybel is wat dit sê, is omdat daar 'n werklike gebeurtenis in geskiedenis was. Iemand het opgestaan uit die dood en sy naam is Jesus Christus. Hy het opgestaan en hy het gedoen wat hy gesê het hy gaan doen. En daar was ooggetuies en mense wat begin vertel het van dit. En hulle het begin neerskryf dit wat hulle gesien en gehoor het en hulle kon nie stil bly oor wat hulle gesien en gehoor het nie. En later is al hierdie verskillende dokumente bymekaar gesit wat ons vandag het as die Bybel. En die rede hoekom ons van dit kan hoor is omdat daar werklike gebeurtenis was. Dit is waarop ons geloof gebou is. En dit is wat maak dat ons kan hoop hê en dit is wat maak dat ons kan aangaan, maak nie saak wat aangaan in hierdie wêreld nie. Nou, om vandag te begin in 'n sekere sin, wil ek begin lank terug toe ek en Ermie verloof was. Toe was ons besig om troue te beplan en eendag ons daar in Mimosa en ons kyk eintlik vir, of ek het gedog, dis wat ons doen. Ek dog ons kyk vir pakke vir die troue en toe die volgende oom, toe staan al my vriende hier om my. En toe word ek geabduct en toe besef ek, okay, hier begin die bachelors nou, ons daar onder in die basement in, ek is daar in 'n kombi ingedruk, ek moes ander klere aantrek. Nou, in daai tyd was daar 'n TV-reeks gewees, bekend as Prison Break. Wie van julle onthou Prison Break? Okay, so wat toe nou gebeur is, die klere wat ek kry is so 'n pakkie, is so stronkklere, wat sulke swart en wit strepe wat ek moes aantrek, en ek het 'n bord gekry wat ek oor my moes sit met 'n groot foto van die prison warden. Dit was my vrou gewees, en toe het hulle kettings om my enkels vasgemaak, en om my arms en om my enkels is vasgemaak, en aan hierdie ketting was 'n 7 kg gewigstootbal vasgemaak, en die kettings is so vasgemaak dat ek nie meer as dit kon skuif nie, en toe vat hulle my hier in die strate in. So ek is amper doodgery, want jy kan net so vinnig vir 'n kar weghardloop, en ek is amper gearresteer deur die sekuriteit in Mimosa, want nou skuif ek dit ons soos waarmee as jy besig. Ek soos vra daai ouens wat daar voor is wat my hier los en hulle wil my arresteer. Maar dis waarvoor die vriende het so dis die ding. Maar die rede hoekom ek jou vertel is dat baie keer is dit eintlik in 'n sekere sin die prentjie van iemand wat gevange is en iemand wat vasgevang is. Dis kettings en dis dinge wat vasbind en in 'n sekere sin beperk. En in 'n sekere sin is dit waar party mense geestelik is in hulle lewe. Is dat daar kettings wat hulle vasbind en beperk hoe hulle kan leef en beperk hoe hulle kan beweeg en beperk hoe hulle keuses maak as gevolg van sekere dinge. En miskien sit jy hier as gevolg van dinge in jou lede wat jou vasbind en dinge wat jou vashou as gevolg van jou verlede. Miskien keuses wat jy gemaak het in die verlede. Miskien ervarings wat deur jy is wat in 'n sekere sin jou bietjie geredeneer het en jou uitkyk op die wêreld verander. Miskien is dit slegte gewoontes wat jy gekweek het oor jare. Miskien sit jy met skuldgevoel oor keuses wat jy gemaak het, dinge wat jy gedoen het. Miskien is daar verslawings wat jou vashou. Miskien is dit sonde, miskien is dit skaamte. En in 'n sekere sin beperk dit hoe jy leef vandag en hoe jy keuses maak en hoe jy verhoudings bou en hoe jy dink oor die lewe. En ek wil jy moet vandag, is my gebed dat jy iets sal hoor dat die storie, die gebeurtenis van die kruisiging van Jesus, dat sy bloed en sy lewe vir jou vryheid gewaarborg het, en dat jy anders sal kan leef, en anders dat jy die vryheid sal ervaar, en dat jy die kettings gebreek sal word in jou lewe, sodat jy in die volheid van die lewe kan leef, van wat Jesus wil hê. Ag, vandag in Lukas 23 wees,
En net voordat hierdie hoofstuk gebeur is dit belangrik dat ons half net agter daar's in 'n sekere sin dieselfde tipe prentjie van 3 gevangenes wat heel moontlik met kettinge vasgebind is en in 'n sel sit. Hulle sit in 'n sel heel moontlik naby Pontius Pilatus se woning. Pontius Pilatus was die simbool van Rome in Judea en hy was die goewerneur wat daar was. En hulle het hierdie 3 ouens gevang as gevolg van, en baie ouens dink dat hulle het saamgewerk, maar ten minste van die een weet ons, dat hy was daar gewees as gevolg van moord, en as gevolg van 'n opstand, wat hy eintlik geïnisieer het, of waarvan hy deel was. En hy's gevang, en hy's skuldig bevind, en hy's in hierdie tronk gegooi, en die manier, hoe hierdie opstand en weerstand teen Rome, of moord, hoe dit gestraf is met die doodstraf. En die manier hoe die Rome doodstraf uitgeoefen het, was deur mense te kruisig. Hulle het nie die kruisiging uitgedink nie, dit het die perse uitgedink, maar die Romeine het verseker dit in 'n sekere sin vervolmaak om die meeste hoeveelheid pyn te veroorsaak vir iemand wat doodgaan. En hierdie 3 ouens sit daar, wag vir wanneer hulle gekruisig gaan word. Nie omdat hulle nog kruise moes maak nie, daar was genoeg in voorraad. Hulle het duisende mense partykeer op 'n slag, het hierdie Romeine gekruisig. Terwyl hulle doodstraf afwag, is die godsdienstleiers van hierdie tyd eintlik besig, nie te veel gewaardeer oor hulle, maar besig om eintlik bekommerd te wees oor 'n ander ou. 'n skrynwerker van Nasaret, Jesus. En terwyl hierdie ander ouens wat in die tronk sit, beplan hulle hoe hulle hierdie Jesus eintlik ook gevange kan neem. Een van hierdie ouens wat in die tronk is, ken ons as Barabbas. Sy naam beteken seun van die Vader, of seun van die leermeester. Maar hier is 'n ander persoon wat homself die hele tyd genoem het seun van die mens, seun van God. En die godsdienstleiers hou nie van wat hier besig is om te gebeur nie. En hulle beplan hoe hulle hom kan arresteer en hoe hulle hom kan vasvang, en hulle, een van sy naaste disippels en naaste vriende, koop hulle om met silwermuntstukke. Sy naam is Judas Iskariot. Hulle vang hom die aand in die tuin van Getsemane, omdat dit 'n plek is waar hy gereeld gebid is. Getsemane beteken 'n plek wat verdrukking veroorsaak. En hy het soveel druk en soveel die gevoel van wat voor lê, dat hy selfs bloed gesweet het. En hulle arresteer hom daar op 'n donderdag aand. En eintlik is daar 'n klomp mense in Jerusalem op daai stadium, dis die jaarlikse Pasgafees, wat ingestel is destyds toe Israel uit Egipte gekom het. En voordat God die laaste plaag, die 10de plaag wat die eerstgeborene gesterf het, in Egipte ingestuur het, het hy gesê, hier's wat julle moet doen, julle moet 'n lam slag. En julle moet die bloed vat en julle moet dit aan die deurkusyne smeer, en wanneer die engel van die dood dan eintlik sal kom en eintlik die eerstgeborene soek, en wanneer hy die bloed sien, sal hy julle spaar. En jaar na jaar het hulle hierdie fees gevier, en ons 'n klomp in Jerusalem besig met hierdie, en hierdie donderdag aand arresteer hulle vir Jesus, en hulle vat hom eers na Annas, die skoonpa van die huidige hoëpriester, en hulle ondervra hom en bring 'n klomp skuld, aanklagte teen hom, en sê 'n klomp goeters, en hulle spot hom, en hulle slaan hom, en daarna vat hulle hom na Kajafas se huis, en weer eens is daar sekere aanklagte wat gebring word, en hulle soek bewyse teen hom, en op die ou ende sou hulle vra, nadat hy verskyn voor die hele Joodse raad, is jy die seun van God? En Jesus antwoord, julle sê so. En hy maak stellings wat dit eintlik baie duidelik maak, dat hy is die seun van God, en hy word aangekla dat hy laster, en dat hy verdien eintlik die dood. Maar hulle kan nie die doodstraf uitdien nie, want Rome is in beheer. En dis waar ons in hierdie storie induik, waar hulle eintlik hom na Pontius Pilatus vat, wat hierdie kan help met hierdie bevel gee. In Lukas 23 vers 1 lees ons daarna, na al hierdie dinge wat gebeur het, die hele vergadering, hierdie hele Sanhedrin, die hele Joodse raad, opgestaan en Jesus na Pilatus toegebring. En daar het hulle die aanklag teen hom begin deur te sê, en in 'n sekere sin die aanklag wat hulle bring het 3 elemente, wat hulle sê. Die eerste ding is, ons bevind dat hierdie man die volk ophits. Hy bring ophitsing, en dis belangrik, want julle wil kalmte hê, so julle moet neem, en hier so hy hulle ophits. Die eerste ding is wat hy sê, hy belet hulle om belasting te betaal, en ons weet dis nie die waarheid nie. En dan beweer hy dat hy, en dan gebruik hulle 2 woorde baie spesifiek, want hulle wou iets baie duidelik voor Pontius Pilatus bring, dat hy is die Christus, met ander woorde, hy's 'n politieke aktivis, die koning. En wanneer hy die koning is hy in direkte weerstand teen Rome, en daarom sal jy moet aandag gee, Pontius Pilatus. Pilatus vra vir Jesus, is jy die koning van die Jode? En hy antwoord hom net soos wat hy die godsdienstleiers sê, dit is soos hy sê. Jy sê dit, soos wat hy sê. En dan, net gebaseer op dit,
Hier is die bevinding wat Pontius Pilatus vind. Daarop sê Pilatus vir die priesterhoofde en die skare, ek vind, en hier is wat jy moet oplet, hierdie woorde gaan jy die heeltyd sien in Lukas 23, ek vind geen skuld in hierdie man nie. Dis die eerste keer wat Pilatus dit sê, en hy gaan dit 'n paar keer sê, soos wat hierdie storie voor. Ek vind geen skuld in hierdie man nie. Maar hulle het sterker aangedring en gesê, die hele Joodse land deur stook hy die volk op met sy leer. Van Galilea af tot hier onder by Judea, waar ons is nou in Jerusalem. Hy het van Galilea af begin en tot hier daarmee gekom. En toe Pontius Pilatus hoor Galilea, hy soos, okay, dankie tog, ek hoef nie hiermee te deel nie. Ek stuur hom nou na Herodes toe. Hierdie is nie Herodes die Grote wat daar was tydens Jesus se geboorte nie. Hierdie is Herodes Antipas. En hy was half die koning gewees onder Rome oor Galilea en Perea. En so hy sê, okay, gaan dan na Herodes toe. En hulle vat hom na Herodes toe en al hierdie skrifgeleerdes en al hierdie leiers gaan saam. En Herodes is baie opgewonde om vir Jesus te sien. Hy het gehoop hy kan hom al lankal sien. En hy hoop hy kan een of ander wonderwerk sien wat Jesus doen. En hy vra 'n klomp vrae vir Jesus, maar Jesus gee geen reaksie en geen antwoord nie. En eintlik begin hy geïrriteerd raak en hy begin eintlik met Jesus spotdryf en hy begin eintlik om met veragting hanteer. Hy en sy soldate en hulle hang 'n kleed oor hom en hulle soos, ag nee, gaan terug na Pontius Pilatus toe. Daarna het Pilatus die priesterhoofde, die lede van die Joodse raad en die volk bymekaar geroep. En dit is asof jy die idee kry dat Pilatus wil 'n groter groep mense hê om duidelik te maak dat hulle almal sal verstaan wat hy vind en hoe hy dink oor hierdie. En hier is wat hy vir hulle gesê, die julle het hierdie man voor my gebring as 'n opruier van die volk. Nou het ek in julle teenwoordigheid die saak ondersoek. Ek het ondersoek ingestel. Ek moet besluit oor hierdie ding. En ek het in hierdie man, kyk mooi wat hy sê, geen grond gevind vir hierdie aanklag wat julle teen hom bring. Ek vind dat hy is onskuldig. Nie net het ek so gevind nie, maar ook Herodes. Herodes het ook nie enige gronde gevind nie, want hy het hom na ons toe teruggestuur. Hy het beslis, en hier sê dit weer, niks gedoen wat die dood verdien nie. Hy is onskuldig. En dan sê hy die volgende, ek sal hom dus laat gesel en dat loslaat. En die rede hoekom hy hierdie sê is dat in hierdie tyd, in hierdie Pasga feestyd, het Pilatus die gewoonte gehad om een gevangene vry te laat. En hy besluit sowel, ek gaan hierdie ou loslaat, van al hierdie ouens wat hier is, gaan ek hierdie ene loslaat. Ek gaan hom so 'n bietjie gesel, maar gaan hom loslaat, want ek vind nie wat hulle sê het nie. Maar soos een man het hulle geskreeu, weg met hom. En dan sê hulle die volgende, laat Barabbas vir ons los. En kyk baie mooi, Barabbas was in die tronk oor 'n opstand in die stad en oor moord. Barabbas was 'n skuldige. Barabbas het iets gedoen wat die doodstraf verdien en hulle sê, gee vir ons die skuldige ene, vat vir Jesus. Omdat Pilatus vir Jesus wou laat loslaat, omdat hy hom as onskuldig gesien het, het hy weer met hulle gepraat. Maar hulle het aanhoudend uitgeroep, kruisig hom. Die derde keer sê Pilatus vir hulle, watter kwaad het die man gedoen? Sê vir my, ek kan nie sien wat julle sien nie. Ek het in hom, en dan sê dit weer, niks gekry wat die doodstraf regverdig nie. Ek sal hom dus laat gesel en dan loslaat. Hulle het egter met harde geskreeu, party vertaling sê luidkeels, aangehou om te eis dat Jesus gekruisig moes word. En met hulle geskreeu het hulle die oorhand gekry. En Pilatus het toe besluit dat aan hulle eis voldoen moes word. Die man wat oor opstand en moord in die tronk was, met ander woorde, die skuldige ene, is vrygelaat. Sodat hulle geëis het, maar vir Jesus, wat onskuldig is, het hy uitgelewer soos hulle wou hê. En daar gaan Jesus, die soldate vat hom, en hulle vou 'n doringkroon, en hulle sit dit op sy kop, en druk dit half in die vel in, en slaan dit met riete op sy kop, en hulle spot met hom, en hulle slaan hom, en hulle spoeg hom, en hulle pluk sy baard, en hulle sit 'n mantel oor hom, en buig vir hom neer, en sê, die koning van die Jode, en hulle gesel hom. Wat die Romeine gedoen het, voordat hulle iemand gekruisig het hulle gesel, en dit was 'n tipe gesel wat in die riempies leer, was 'n stukkie slip of been of gebreekte klei. En wanneer hulle dit in die rug ingeslaan het hulle hom nie opgelig om uit te haal nie, hulle het hom getrek, sodat hierdie stukkies been en goeders die grootste hoeveelheid skade kan veroorsaak, en eintlik die vleis en die vel afruk, sodat selfs die ribbebene ontbloot kon wees.
Nadat hulle dit gedoen het hulle die houtbalk wat nie afgeskuur is nie, wat vol splinters en stukke hout was, op hulle rug gesit, en soos wat hulle hierdie balk gedra het na die plek waar hulle gekruisig is, het hierdie splinters in hierdie wonde ingesteek om soveel as moontlik pyn te veroorsaak, en op die senuweepunte wat ontbloot is, om pyn te veroorsaak, en dit is presies wat hulle met Jesus doen. En hulle voer hom weg, en in hierdie pyn en in hierdie het Jesus neergeval, en hulle sê vir Simon van Sirene, dra jy die kruis verder, en hulle kon dit doen. Hulle kon sê, jy moet 'n Romeinse myl dit ver dra, en dis hoekom Jesus destyds gesê het, as iemand vir jou vra om 'n myl sy goed te dra, doen dit vir 2, of 'n kilometer, doen dit vir 2 kilometer. Dis 'n daai konsep. En hulle lei hom na die plek kopbeen toe, en hulle het hom gekruisig. Nou ek wil vir jou 'n storie vertel voor ek aangaan. Ek en Ermie het nog uitgegaan, en een keer swem ons by hulle huis, en by die swembad, daar waar die creepy in die gat ingaan, daai deksel was afgewees. En ek trap in daai gat in, en my vel hier op hierdie been word afgeskuur tot op die been, die wit het so gesit. My vel met die hare het so daar in daai gat gesit. En dit was fyn gewees, en toe, iets wat ek geleer het van my skoonouers, is dat hulle hou van Turlington. Nou, party van julle weet wat dit is nie, maar my skoonsis het Turlington gevat en op die wond gesit. Ek het geskree soos 'n meisie en pyn ervaar en alles. Nou is die ding, hoekom vertel ek dit vir jou? Is toe ek vir jou vertel, dat is afgeskuur, en ek nou nog merk hier, is van julle soos, maar toe ek gesê het, Jesus is gekruisig, was dit soos, omdat ons so 'n romantiese beeld oor dit het. En omdat die ooggetuies dit net met baie min detail vertel het. Maar ek wil iets vir jou verduidelik van die kruisiging wat gebeur het. Die Romeine was so goed hierin. Hulle het die spykers het deur die gewrigte gegaan, omdat hulle geweet het, dit is presies waar daar versklomp senuwees is, wat by mekaar kom. En wat gebeur het, is jy het aan dit gehang, en eintlik, elke keer wat jy het eintlik besig was om versmoor, dat allerhande vog in jou longe ingloop, en as jy enigstens iets wou sê, moes jy jouself opdruk, dis ook hier deur jou enkels, wat soveel pyn veroorsaak, en jy moes jouself opdruk, wat soveel pyn veroorsaak het. Maar as 'n stadige manier van dood gaan, jy versmoor eintlik dood. En elke keer wat jy opkom asem te haal, is dit al hierdie senuweepunte wat weer pyn veroorsaak, en baie keer het dit ouens dae gevat, voordat hulle doodgaan. Later het van hierdie ouens aan die kruise hulle gewrigte gebreek, sodat hulle net kon hang, dat hulle nie meer daai pyn kon voel nie. Toe het besluit die Romeine, okay, ons gaan 'n stoeltjie net bietjie hoor op sit, dat jy jou boude nie kan skuif nie, sodat jy soveel as moontlik pyn kan hê. Later het hulle heupe gebreek om van die stoel af te kom, en so wat hulle gebeur het, en dit is dalk grafies, is mans het hulle deur hulle geslagsorgane ook vasgeslaan, sodat hulle nie kon skuif nie. Hulle skaal in 'n kruis gehang, en nie so hoog dat jy daar verbyloop nie, ooghoogte, sodat enige wat verby kon loop, jou kon spot en spoeg en skel. Hulle het een keer 6000 mans, Spartacus, jy het al gehoor van dit, vir 200 kilometer langs 'n hoofweg vasgekruisig. Dis so goed jy ry van hier af Kroonstad toe, en elke 30 meter is daar iemand wat aan 'n kruis hang en skree van pyn, om 'n punt te maak van ons is in beheer. En dan slaan Jesus aan 'n kruis vas, tussen twee skuldige misdadigers. Bo sy kruis was 'n opskrif wat gelees het, dit is die koning van die Jode. Een van die misdadigers wat daar gehang het hom gelaster deur te sê, is jy dan nie die Christus nie, met die bietjie asem wat hy kon haal, red jouself en ons ook, so sarkasties. Maar die ander een het hom tereggewys en gesê, is jy nie bang vir God nie? Jy ondergaan tog dieselfde straf as hierdie man. Jy weet dat jy gaan binnekort dood wees. Jy gaan voor God moet verskyn. In ons geval is dit regverdig, want ons ontvang die verdiende straf vir ons dade. Ons is skuldig aan hierdie. Maar hierdie man, hier is die derde oor het sê, het niks verkeerd gedoen nie. Verder sê hy, Jesus, dink aan my, wanneer u in die koninkryk kom. En jy moet nie mis wat hier gebeur nie. Wat hy doen aan hierdie kruis, hierdie misdadiger, is presies wat ek en jy moet doen, indien ons wil deel raak van God se koninkryk, indien ons 'n Christen wil raak, indien ons tot bekering wil kom. Die eerste ding is, hy erken dat hy is 'n sondaar, en dat hy het 'n redder nodig. Die tweede ding is, hy sit sy geloof in Jesus Christus, en die derde ding is, dat hy roep Jesus aan as Here en Verlosser van sy lewe. En Jesus se antwoord vir hom is, vandag
sal jy saam met my in die paradys wees. Jy hoef nie eens jou lewe uit te sorteer nie, jy hoef nie eens 'n blaadjie om te staan nie, dit is die genade van God. Vandag is dit moontlik, die genade kom vandag na jou toe, omdat jy jou geloof in my gesit het, en vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Dit was omtrent 12 uur, toe kom daar duisternis oor die hele land, en dit het tot 3 uur geduur. Die son het opgehou om te skyn, en die voorhangsel in die tempel het middeldeur geskeur. Dis die gordyn wat die heiligste en die allerheiligste geskei het, en net die hoofpriester kon daar ingaan, 1 keer 'n jaar, en God wil dit duidelik maak, dat nou is dit moontlik vir alle mense, om in my teenwoordigheid te kom, deur die bloed van Jesus Christus, deur wat hy gedoen het aan die kruis. Dis nie net vir sekere mense nie, almal kan dit doen. Jesus het hard uitgeroep, en hierdie moet jy nie mis nie, niemand net voor hulle doodgaan aan 'n kruis, roep hard uit nie. Inteendeel, dis meer 'n effense kreun net voor hulle doodgaan, daar's te veel pyn, te veel dinge, maar Jesus het hard uitgeroep, dis is 'n kreet van oorwinning. Vader, in u hande gee ek my gees oor. En na hierdie woorde, het hy die laaste asem uitgeblaas. Jesus het nie net woorde op die kruis gesê nie. Hy haal Psalm 31 aan. Dit was 'n aandgebed wat paas oor hulle kinders gebid het. Hy sit 'n deel by, hy sê Vader, en hy los die laaste deel weg. Hier's wat Psalm 31 sê: in u hande gee ek my lewe oor. Maar hy los hierdie gedeelte uit wat sê: want Here troue God, het my vrygemaak. God het nie vir Jesus vrygemaak daar nie, maar Jesus was besig om jou en my vry te maak, sodat ons kan leef. En hy het die volle straf van God gekry. Toe die offisier sien wat gebeur het, het hy God geprys en gesê, hierdie man, hier sê dit ook, was werklik onskuldig. Is werklik onskuldig. En hier is wat ek gebid het vir jou vir die week. Dat jy sal sien soos hierdie man gesien het. Dat hy sien alles wat gebeur, hy hoor alles wat gebeur, en die afleiding wat hy maak nadat hy alles gesien het, is dat hy is werklik onskuldig. Hy is wie hy gesê het hy is. En nadat Jesus gesterf het, gaan die mense huis toe. En in die Bybel staan, wat hierdie skouspel kom kyk het, gaan huis toe. Maar Jesus se naaste vriende en die vrouens wat hom gevolg het, staan en kyk na al hierdie dinge. Maar daar was 'n man met die naam Josef, afkomstig van die Joodse dorpie Arimatea. Hy was 'n goeie en opregte man, en het die koms van die koninkryk van God verwag. Hoewel hy lid van die Joodse raad was, hoewel hy deel van hierdie hele proses was wat deur die nag gebeur het, het hy nie met hulle besluit en optrede saamgestem nie. Met ander woorde, hy het nie gedink Jesus is skuldig nie. Hy het ook gedink hy is onskuldig. Maar hy het invloed gehad en hy gebruik hierdie invloed. En hy sê hierdie man het na Pilatus toe gegaan en die liggaam van Jesus gevra. En nadat hy dit van die kruis afgehaal het, het hy dit in 'n linne toegedraai en in 'n rotsgraf neergelê waarin nog nooit tevore iemand begrawe was nie. En Josef begrawe vir Jesus in 'n graf. Jesus die onskuldige sterf aan die kruis van Barabbas wat skuldig is. Maar Jesus die onskuldige sterf eintlik in die plek van die wêreld se skuldiges, jy en ek en die mensdom. Nadat God deur Moses die volke uit Egipte vrygelaat het, al deur die Rooi See is, ontmoet hy vir Moses op berg Sinaï en hy gee vir hom die wette. Wat ons vandag ken is dit plus die 10 gebooie. En hy sê, luister, ek was getrou gewees en ek het julle vrygelaat, maar ons gaan hierdie verbond aangaan, en dat ek sal julle God wees, as julle my volk sal wees en my gehoorsaam, en hier is hoe dit gaan lyk om my te gehoorsaam, en as julle hierdie ding leef, gaan julle op 'n goeie morele manier leef, maar dit gaan ook 'n getuienis wees, van julle getrouheid aan my. En hy gee aan Moses die 10 gebooie, soos ons dit vandag ken. En die volk sê, ons sal gehoorsaam wees aan dit. Maar ons hoef nie ver te gaan om te sien dat dit is gebeur nie. Later sou Paulus in Romeine, wanneer hy die brief van die kerk in Rome skryf, sou hy die volgende skryf in Romeine 3, hy sê, daarom sal geen mens op grond van wetsonderhouding deur God vrygespreek word. Hy sê, luister, dis onmoontlik vir jou om in 'n regte verhouding met God te wees deur die wet te onderhou. Jy en ek kan nie die wet onderhou nie. Niemand kon dit nog onthou nie. Maar daar was 'n rede hoekom God hierdie wet gegee het. Inteendeel, deur die wet leer 'n mens wat sonde is. Dit het vir ons geopenbaar wat is die sonde in ons lewe en dat ons 'n verlosser nodig het. Dis die doel van die wet gewees. En hier is 'n opsomming van hierdie 10 gebooie. Jy mag net een God hê.
Jy moet God hê. Kom ons speel 'n speletjie vandag. Kom ons evalueer ons eie lewe. Hoe goed doen ons om gehoorsaam te wees en getrou te wees aan hierdie? Die eerste ding is dat God moet altyd nommer 1 prioriteit in jou lewe wees. Hoe goed is jy daarin? Was God altyd die nommer 1 prioriteit en niks anders het jou aandag en jou tyd gevat wanneer God dit vereis het? Is jy onskuldig aan dit? Die tweede ding is, jy mag nie afgode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n afbeelding maak en voor dit bid en sê dis my God nie. Want dit is nie net fisies uit hout of klip nie, dis ook wanneer jy in jou kop 'n verkeerde prentjie van God vorm. En sê dis hoe God moet wees en dis wat hy vir my moet doen en daarom hoekom doen God dit nie vir my nie en hoekom waar was God in daai tyd? Moenie sy naam misbruik nie. Moet nooit sy naam as 'n vloekwoord gebruik of 'n stopwoord gebruik. En ek bedoel in die wêreld waar ons leef is dit oralste my en dit word gebruik en afkortings van dit en allerlei goeders word God se naam of mense doen God en sê hulle doen dit in die naam van die Here om ander mense uit te buit. Dis dieselfde. Want ek sê luister jy moet die Sabbatdag heilig hou. 6 dae te gewerk, 7de dag gerus en in hierdie konteks was dit die 7de dag was die Saterdag. Ons kom op 'n Sondag by mekaar as Christene, dis die dag wat Jesus opgestaan het, dis die dag van die Here. Hoe getrou is jy daaraan? Het jy altyd 6 dae gewerk en 1 dag gerus? Of is dit Sondag bietjie om werk in te haal? Dan ek wil julle met ander mense eer. Die eerste persone wat jy gaan ontmoet in hierdie wêreld is jou ouers. So eer jou vader en jou moeder. Was jy altyd 100% gehoorsaam aan jou ouers en altyd hulle geëer? Ons almal is skuldig. Okay, en dan moenie moord pleeg nie. Maar Jesus kom en hy verander, hy mors bietjie met hier en sê luister, dit gaan nie net oor om iemand dood te maak nie, dit gaan ook wanneer jy in jou gedagtes kwaad is vir iemand en hierdie haatgedagtes het en hoop hulle kom iets oor. Dis ook moord. En dan egbreek. Dis nie net wanneer jy jou vrou of jou man verneek nie, dis ook wanneer jy in jou gedagtes, dis wat Jesus gesê het, wanneer jy allerlei prentjies vorm van wat jy kan doen met iemand in onrein gedagtes het, dis ook egbreek. Dan steel, as jy vat iemand anders se goed, lieg. Hoe skuldig is jy aan dit? As jy sê jy is nie baie welkom, jy het jou eerste leuen vertel, jy is nou ook deel van dit. En dan begeer. Is dat jy wil iemand anders se goed of hulle status of hulle invloed of dit wat hulle het hê. Hoe skuldig is jy dalk aan dit? Want dit maak het baie duidelik dat ons is ook skuldig is. En oor is daar van Jesus sê, dat hy is onskuldig. Daar's niks wat ons in hom vind nie. Nou, ons kan net spekuleer, ons kan met geen sekerheid weet nie, maar ek wonder, toe Jesus in die graf neergelê is, en is die Sabbatdag waarop hulle moet rus, hulle kan niks doen nie en ek wonder wat is die emosie gewees? Ek wonder wat was die gesprekke gewees? Het hulle miskien gedoen soos wat ek en jy doen wanneer ons iemand aan die dood verloor en ons vertel stories oor die persoon en ons vertel wat invloed hulle gehad het en wat hulle lewe vir ons beteken en wat verandering hulle gebring het. Is dit dalk iets wat hierdie groep volgelinge van Jesus gedoen het dalk? En ons kan net spekuleer, maar speel saam met my, spekuleer saam met my. Miskien toe hulle vra wil iemand iets sê was Jakobus, die broer van Johannes, dalk die eerste een wat opgestaan sê, weet jy wat, Jesus het vir my en my broer seuns van die donder genoem. En as ek eerlik moet wees, begeerte was altyd 'n issue vir ons. Ons wou altyd die beste plek hê, ons wou langsom wees, ons wou die in sy koninkryk wou ons voor wees, en oor moes Jesus vir ons sê, luister, julle verstaan verkeerd, het gaan nie oor dit nie. En Jakob sou iets sê, maar ek het besef dat dit wat Jesus doen soveel groter is, wat ek dalk ooit sou kon doen. Miskien staan nou ander op en hy sê, weet jy wat, julle nie baie ken my nie, maar ek onthou die dag, toe Jesus my ontmoet het, ek is blind gebore, nog nooit gesien nie, en ek het sit in bedel, en Jesus ontmoet my net daar waar ek is, en hy genees my, en ek kan sien, ek sien die eerste keer my ouers, ek sien die eerste keer mense, ek het dit nog nooit gesien nie, en ek is so opgewonde oor wat hy gedoen het, en ek kan amper nie glo nie, want hy het modder op my oog gesit, en gesê ek moet gaan was, en toe terugkom kon ek sien, ek weet eers hoe hy gelyk nie, en ek so opgewonde, maar daar was godsdienstleiers, wat nie so opgewonde was, want Jesus het gedurf om op die Sabbat my het gesond te maak. En elke keer as ons soos op hierdie Sabbat is, onthou ek wat hy vir my gedoen het. Miskien staan die volgende ou op. Hy sê wel, julle ken my. My naam is Nicodemus. Ek het saam met Josef van Arimatea Jesus van die kruis afgehaal en begrawe. Ek het in die nag een keer na hom toe gekom en gesê met my verduidelik. Ek verstaan nie wat aangaan nie. Hy sê ek moet weer gebore word en ek kan nie heeltemal verstaan nie. As ek eerlik moet wees,
Ek nie so seer afgode uitgekerf uit iets nie, maar ek het godsdiens eintlik verafgod. Ek het die stelsel wat ons geskep het, dit ek eintlik nagejaag. En ek het die besef, het gaan oor verhouding met die lewende God. Miskien is daar 'n ouerige vrou wat dan opstaan en sê, julle weet hoe swaar ek kry, vandat my man oorlede is. Julle weet hoe swaar kry weduwees in hierdie kultuur. Ek moes hier en daar ietsie doen om 'n bietjie geld bymekaar te maak en los werkies doen. En ek kan so goed onthou hoe Jesus my daar in die tempel, hoe hy my geëer het, toe ek die laaste 2 muntstukke wat ek het, in die offerkis gooi, en hy sê, sy het meer gegee as enigiemand. Hy het soveel waarde in my ingebou. Nou staan 'n kort man op. Sê, my naam is Saggeus. Nie lang terug nie het Jesus in die Jerigo deurgekom en ek kon hom nie sien, ek het in 'n boom geklim, maar Jesus staan onder die boom en dan ontmoet hy, sê, ek wil saam jou middagete eet. Julle weet hoe baie ek gesteel het en meer belasting gevorder het as wat ek moes, en Jesus het daai middagete het my lewe verander. En ek het teruggegee en my lewe het verander en ek het vrygewe geword, maar Jesus het iets kom verander. En Petrus sê wel, ek wil ook 'n beurt hê, ek moet altyd iets sê, so gee my ook 'n beurt. Julle weet hoe ek gesê het, ek sal tot die dood toe vir Jesus volg. Daai aand, 'n diensmeisie vra my, is jy nie een van sy volgelinge? En ek lieg, ek sê, daar's geen manier nie, ek weet nie wie hy is. En toe my weer vra, vloek ek en ek roep amper vloeke af. En die haan kraai. En Jesus kyk vir my. En ek besef, ek het hierdie Jesus verloor. En ons staan 'n ander vrou dalk op en sê, toe Jesus my die eerste keer gesien het ek verhouding met 'n ander man gehad, en dat my kaal uit die huis het gevat en daar in die plein neergegooi, en ek wou net die hele tyd toemaak. En almal het klippe begin optel om my te stenig. En dis wat die wet sê moet gebeur. En dan vra vir Jesus, wat moet ons doen? En Jesus buig af in die stof en in die modder. En nadat hy sê, luister, wie van julle onskuldig is, gooi die eerste klip. En nadat almal weg is, kyk Jesus my in die oë en sê, luister, ek veroordeel jou ook nie. Maar leef 'n ander lewe. Hou op met hierdie sonde. En als hy gepraat het, miskien in die hoek staan iemand op. En almal skrik half toe hulle sien wie dit is. Ons kan net spekuleer en sê, julle ken my. My naam is Barabbas. My kruis. Jesus het op hom gesterf. Ek was skuldig aan moord. Ek was skuldig. Maar Jesus, die onskuldige, het in my plek gesterf. Miskien sou Johannes opstaan en sê, ek begryp dit nou. Ek begryp nou wat gebeur het daar toe hy vir Nikodemus, en dat God het die wêreld so lief gehad. Hy het die wêreld so lief gehad dat hy sy enigste seun gegee het vir ons, die skuldiges, sodat die wat in hom glo, die ewige lewe kan hê. Ek besef nou wat hy bedoel het. Ek besef nou dat hy het gesê, hy is die brood van die lewe, en dat hy, sy liggaam word gebreek vir ons aan die kruis. Ek besef dit nou. Ek besef nou, dat sy bloed, wat hy gesê het, sy bloed, is 'n betaling vir ons sondes. Sy bloed was ons skoon. Petrus sou later skryf, ook Christus het eenmaal vir die sondes gelei, die onskuldige vir die skuldiges. Hoekom? Om julle en my na God te bring. So waar is jy vandag? Waaraan is jy skuldig? Wat maak dat jy deel is van die skuldiges? Dat Jesus die onskuldige vir jou moes sterf. En hoe gaan jy reageer oor dit?
In Handelinge 10 in die Message parafrase staan daar, it makes no difference who you are. Or where you're from. If you want God and are ready to do as He says, the door is open. En ek weet nie waar jy is nie. Ek weet nie met watter kettinge jy loop nie. Ek weet nie met wat is dit wat jou vashou nie. Maar hier is wat jy moet weet. Daar die lam van God het aan die kruis gesterf en sy bloed het gevloei en betaal sodat jy vry kan wees. Dat jou kettinge los kan wees. Dat jy die lewe in oorvloed kan hê wat die onskuldige vir die skuldiges gebring het. Die deur is oop. Die deur is oop. So aan die onderkant van jou geel kaartjie, en ek wil hê jy moet daai kaartjie weer vir 'n oomblik vat. Wil ek vir jou vra, wat is jou keuse vandag? En almal van ons het ergens 'n keuse wat ons maak. Miskien is A jou keuse vandag, en ek wil hê jy moet dit vir my werk. Miskien is jy reeds by die Here. Jy's reeds 'n volgeling van Jesus. Jy leef reeds in die oorwinning. Jy leef reeds in die vryheid wat hy bewerk het aan die kruis, dat sy bloed het betaal en verlossing gebring vir jou. En dan wil ek hê jy moet aanmerk, ek's reeds 'n volgeling en dis wonderlik. Maar miskien is jou antwoord B vandag. Miskien moet jy begin met 'n verhouding. Die B staan vir begin met 'n verhouding met Jesus vandag. Miskien hoor jy en sien jy soos wat die offisier gesien het en jy besef wie Jesus is en dat jy hom nodig het. Miskien wees eerlik met my. Miskien is jy soos, nee, ek is skieurig, maar Christendom is nie nou vir my. Ek kies nie nou nie. Of miskien 'n idee, ek wil nog dink oor dit. Ek hoor wat jy sê, Peter, maar ek wil nog dink. En hier is wat jy moet weet, ons sal vir jou bid. Dat jy ook sal sien soos wat ons sien. Omdat daar iemand was, die onskuldige wat gesterf het vir die skuldiges. So, ek gaan vir ons bid. En as jy 'n keuse wil maak vir Jesus, vandag wil ek vir die geleentheid gee om dit te doen. As jy vandag die stem van die Here hoor, moet jy reageer. Daarna gaan ons die nagmaal uitdeel. Die nagmaal is vir gelowiges om te onthou dit wat Jesus gedoen het, dat hy is die brood en dat sy bloed het gevloei. Om te onthou. En as jy 'n Christen is, jy welkom om dit saam met ons gebruik, of jy lidmaat is of nie 'n lidmaat is. Maar kom ek bid vir ons, en miskien as jy 'n keuse moet maak, wil ek vir jou die geleentheid gee. Ja Here, daar is niemand soos U nie. U ken elkeen van ons storie. U ken die detail van ons lewe. U weet waar elkeen is. En ek vra Here dat U vir ons sal help sien soos wat U sien. Here, U weet wie se mense wat dalk die keuse wil maak om vandag te begin. Wat die Bybel sê is, al wat jy moet doen, wie is wat jy moet weet, is maklik om 'n Christen te word, dit is nie so maklik om een te wees nie, maar dit is maklik om een te word. En wat nodig is dat jy jou sonde sal bly, sal erken, jy is 'n sondaar, wat 'n verlosser nodig het. Net soos die ou in die kruis. En dan om te glo, jou geloof in Jesus te sê, en sê, luister, ek glo, ek verstaan nie alles nie, maar ek glo dat wat U gedoen het aan die kruis, op een of ander manier, stel dit ook vir my, dat U ons skuld, my skuld betaal, ek verstaan nie alles nie, maar ek glo dit, ek sit my vertrou in dit, en dan, om hom te bely as Here, die een in beheer van jou lewe en verlosser van jou lewe. En as dit jy is, wil ek jy net saam met my hierdie gebed bid. Sê Jesus, ek erken, ek kom bely my sondes voor U, en ek erken dat ek het 'n verlosser nodig. Ek kom vra dat U my sal vergewe. En ek verklaar dat ek glo dat wat U gedoen het genoeg was. Ek glo U het gesterf van die kruis vir my sonde. En ek glo U het opgestaan as bewys dat dit genoeg was vir my sondes. En ek kom maak U Here en verlosser van my lewe. Wees in beheer van my lewe, Here. Lei my, verander my, rig my. Ek vra dit in die naam van Jesus.